Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom God se woord, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre by ons 28ste deel van ons oordenkings uitkom, hierdie besondere aktuele oordenkings, en vanmôre gaan ons bietjie kyk na die Deuterokanonieke boeke. Waar kom dit vandaan en moet dit deel van die Bybel wees? Maar voor ek vir u so bietjie meer daaroor gaan vertel, wil ek u net so bietjie na Halleluja lied 541 begelei. Dis Halleluja lied wat my hart getref het en ek wil dit graag met u deel. Daar staan: as die lewensstorme losbreek en gevaar op see en land, dan gaan ek 'n skuilplek opsoek in die skadu van God se hand. Vers 2 sê: selfs al stuur die Heer beproewing, bind ek my net meer aan hom en getuig ek van sy liefde wat kastydend tot my kom. Val my vyande my lastig, wil die Satan my verlei, dan laat God selfs uit die kwade goed tevoorskyn tree vir my. Die koorgedeelte sê: hy verberg my, waar geen smart my ooit kan tref nie. Hy verberg my altyd veilig in die skadu van sy hand. En ek het daaraan gedink, die veiligste plek vir die kind van die Here om te wees, is onder die skadu van God se hand. Die Bybel sê vir ons, al gaan ons deur die dal van doodskade, ons hoef nie te vrees nie, want die Here is met ons. Ek wil vir u vra dat u sal dink daaraan, dat hierdie lewe, vriende, is die ongemaklikste lewe wat ek en jy sal lewe as kinders van die Here. Hierdie lewe is 'n deurgang na die ewige. Daarom onthou, God is die alleenwys. Hy weet wat ons nodig het. Hy weet wat is nodig om ons te heilig, om ons voor te berei vir die heerlikheid van die hemel. So kom ons vertrou hom met ons hele lewe en skuil onder die skadu van sy hand. Nou vriende, vanmôre gaan ons 'n bietjie kyk na die Deuterokanonieke boeke. Waar kom dit vandaan en moet dit deel wees van die Bybel? Nou vriende, die Rooms-Katolieke Bybel, ek glo die meeste van u weet dat hulle eie Bybel het verskeie meer boeke in die Ou Testament as die Protestantse Bybel. Nou, na hierdie boeke word verwys as die apokriewe boeke of dan die Deuterokanonieke boeke. Nou, die woordjie apokriewe beteken verborge, terwyl die woord Deuterokanoniek beteken die tweede kanon. Nou vriende, die apokriewe geskrifte of dan hierdie Deuterokanonieke geskrifte is hoofsaaklik in die tyd tussen die Ou en Nuwe Testament geskrywe. U sal onthou dat daar so ongeveer 400 jaar verbygegaan het tussen die boek Maleagi en die boek Matteus, waar die Here deur geen profeet met sy volk gepraat het nie. Hulle is in ballingskap weggevoer en hulle ongehoorsaamheid het God hulle getuigtig en gestraf, en het die Here nie met hulle gepraat nie. 400 jaar is 'n geweldige lang tydperk waar die Here stil was, en hierdie Deuterokanonieke boek het ontstaan in hierdie tydperk. Nou, daar is boeke soos 1 en 2 Esdras, en die boek Tobit en Judith, en Wysheid van Salomo en Barag, en 1 en 2 Makabeërs, en toevoegings tot die boek Ester en Daniël. En vriende, hierdie boeke was deur die Rooms-Katolieke Kerk omhels, en dit is deel gemaak van hulle Bybel. En die rede daarvoor was, omdat die vroeë kerk hierdie boeke nie aanvaar het nie. En in besonder in die tyd van die hervorming, het die Rooms-Katolieke Kerk hierdie boeke omhels, omdat hierdie boeke sekere goed geleer het en sekere dwaalings wat hulle voorstaan, dan bevat het, en hulle dit deel gemaak het van hulle Bybel. Nou vriende, waarom het die Protestantse Kerk nie hierdie geskrifte aanvaar nie? Daar was 'n paar redes gewees. In die eerste plek, daar was baie bewese foute en teenstrydighede in die apokriewe of Deuterokanonieke geskrifte, en daarom het die vroeë kerk besluit om dit nie deel te maak van die kanon nie. Verder, die Nuwe Testament haal honderde kere uit die Ou Testament aan, maar nêrens word daar self gesinspeel op enige van hierdie apokriewe geskrifte nie. So daarom het die kerk van die Here Jesus, die Protestantse kerk, geweier om hierdie boeke deel te maak, dan ook van die Bybel soos ons dit vandag ken, die 66 kanonieke boeke in die Bybel. Nou, ek het al van hierdie apokriewe geskrifte gelees, en jy kan dadelik agterkom dat hierdie geskrifte nie deel van die Bybel moet wees nie. Nou, baie interessant is dat die Katolieke het die apokriewe geskrifte amptelik verklaar as geïnspireerd en gesaghebbend by die konsilie van Trent in die middel van die 1500s, hoofsaaklik in reaksie op die protestantse hervorming. Jy onthou toe Martin Luther opgestaan het en weggebreek het van die Rooms-Katolieke kerk en sekere duidelike dwaalings uitgewys het in hierdie bose kerk, waar hulle dan ook die aflaatstelsel verkoop het, met ander woorde briewe wat die paus gegee het vir mense, dat daar sondevergifnis vir mense kan wees wat al reeds gesterf het. Ons weet van die gebede tot Maria, dat sy ook 'n medeverlosser is, en baie ander dwalinge het die
Rooms-Katolieke Kerk besluit om hierdie apokriewe geskrifte deel van hulle te maak, omdat dit sekere van hierdie dwalings dan ingesluit het. Voorbeelde van hierdie dwalings is om heiliges in die hemel te versoek vir hulle gebede en almoese, om genade te verdien, of vir sondes te versoen, ensovoorts, ensovoorts. U kan bietjie meer verder daaroor gaan lees, ek wil nie te veel tyd opneem daarmee nie, maar die protestante, of dan die gereformeerde kerke, die Bybelse kerke soos dit bekend staan, het net gesê, luister, hierdie kan miskien historiese waarde hê, maar dit kan nie as kanoniek of geïnspireer deur die Heilige Gees aanvaar word nie. Nou vriende, weens die historiese en teologiese foute, moet die boeke egter as feilbare historiese en godsdienstige dokumente beskou word, maar nie as geïnspireerd en gesaghebbende woord van God nie. En ek dink die belangrikste is, wat ons vanmôre moet onthou, daar is geskrifte wat vir ons meer leer oor die geskiedenis van die volk Israel, die oorgangstydperk tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daar is geskrifte wat vir ons meer leer oor wat in Jerusalem aan die gang was in die tyd van die Here Jesus. Ons dink aan Josebus en Josefus en verskillende boeke, maar ons kan dit nie as kanoniek beskou nie. Ons moet onthou, vriende, dat die Bybel vir ons dan gegee is. En daar is baie boeke wat geskryf is waarom ons die Bybel het soos ons dit vandag het, met die 66 boeke in die Bybel, die 39 Ou Testamentiese boeke en die 27 Nuwe Testamentiese boeke. Daar is boeke wat geskryf is soos Evidence That Demands a Verdict, wat geskryf was From Text to Translation, 'n boek wat geskryf is om vir ons te sê wat die proses was, waarom en waardeur mense gegaan het om dan die Bybel daar te stel. Jy moet onthou, toe die Here Jesus op aarde was daar die 39 boeke van die Ou Testament alreeds in gebruik gewees en was alreeds deur die kerk van die Here Jesus aanvaar gewees, in besonder deur die Jode en later dan deur die kerk van die Here Jesus, en die ander 27 geskrifte in die Nuwe Testament was dan ook later as deel van hierdie kanon voorgehou en was ingevoeg sodat dit een Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament vir ons uitmaak. Daar is so geweldig baie boeke wat geskryf was en nog steeds geskryf word, en daarom kan u bietjie navorsing gaan doen waarom ons nie hierdie apokriewe of deuterokanonieke geskrifte dan aanvaar nie. Ek wil u net neem na so 1 of 2 verse in die Bybel om hierdie saak vir u vas te maak, en dan sluit ons vanmôre se oordeenking af. Ons lees daar in 2 Timoteus 3 vers 16. Paulus skryf aan die jong leraar Timoteus, en hy skryf vir hom as leraar wat in die gemeente Efese sou bedien het. En hy bring hom elke keer terug na die Bybel toe, na die gesag van God se woord. En hy sê vir hom daar in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Vir ons geestelike lewe, vir ons heiligmaking is net God se woord noodsaaklik. Ja, vir ons kennis en so bietjie geskiedenis kan ons ander bronne na verwys en ander boeke lees en ander navorsing doen. Maar vriende, vir ons wandel met die Here, dink ek is die woord van God die belangrikste boek wat daar is. Het is baie belangrik om te sien, toe die Here Jesus daar met die Emmausgangers gepraat het in Lukas 24, toe sê die Here Jesus die volgende. U sal onthou, hierdie Emmausgangers het mekaar gepraat oor al die gebeure in Jerusalem, oor die kruisiging en al hierdie dingetjies. Jesus het saam met hulle kom loop, en toe hy vir hulle die skrif begin uitlê, lees ons die volgende. Lukas 24:27, en hy, Jesus, het begin van Moses en al die profete af, met ander woorde, die eerste 5 boeke in die Bybel, en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking is. En die Bybel sê hulle harte was brandende in hulle, toe hulle hierdie waarhede gehoor het. Daarom kan ek vir u sê, ons kan die Bybelboek soos hy vandag hier is, vertrou. Ons kan hierdie waarheid ter harte neem. En daarom verwerp ons die deuterokanonieke boeke, die apokriewe geskrifte wat deel is van die Rooms-Katolieke Kerk, juis omdat daar weersprekinge is, juis omdat daar dwalinge is, juis omdat daar dinge is wat lynreg teen God se woord praat. En daarom kan ons dit nie aanvaar nie, en het ons net hierdie 66 boeke in die Bybel. Mag die Here ons ryklik seën, en mag die waarheid daarvan ons harte verbly, dat die hele skrif is vir ons genoegsaam, sodat ons daaruit kan leer hoe om godsalig te lewe, wie God is, wie Christus is, wie die Heilige Gees is, wie ons is, hoe redding plaasvind, en ook die hoop van die ewige lewe. U moet 'n mooi dagie verder hê. Ons bid ook dat u 'n mooi naweek sal hê. Mag die Here vir ons elkeen baie ryklik seën en nader na homself trek. Baie seën vir u, liefde groete, mooi dag verder, tada.